die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Goeie tye kom en gaan, maar die woord sal ewig staan. Niks kan my van die liefde skei, ek is altyd aan U sy. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Winde waai en storms kom, alles buig en is dan krom, maar U kom, maak dit reg, vir alles het U een uitweg. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Vijandsmagte wil kom steel, alles voel dit raak te veel, maar my Jesus maak weer reg, vir alles het Hy een uitweg. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Selfs al is daar valleie, selfs al is daar valleie. Geliefdes, ek wil met u praat oor 'n onderwerp, en voor dit wil ek net eers 'n paar beelde aan u voorhou om dit in te lei. Ek dink aan 'n drafmaat wat een oggend van sy werk afry, baie vroegoggend, soos hy altyd sê, in die middernagtelike ure, en hy sien daar is klaar atlete wat besig is om te oefen in daardie vroeë oggendure, en hy sê vir my, jy kan sien, die manne is ernstig. Inderdaad, hulle is ernstig en jy kan dit sien. Dan dink ek aan die keer wat ek hier opgery het met die pad na die polisiestasie toe, maar so op regterkant swaai daar die pad uit wat ons noem die driehoekpad. Ek self het baie daar gehardloop in die ou dae, en baie van ons mamas by die mense hardloop en stap op daardie pad, en ek sien daar gaan 'n vroukie daar uit met 'n hond aan 'n halsband,
Sy hardloop, die hond is aan die halsband en sy krullers in haar hare en dit lyk soos 'n pyjama broek. Nou jy kan sien wanneer is mense ernstig besig om te oefen soos wat my vriend gesien het en jy kan ook sien wanneer is mense nie ernstig nie. Ek dink aan die man wat ek opgemerk het op sy fiets en jy kan duidelik sien, hy is nie besig om te oefen nie. Hy is nie besig om alles in te sit nie, daar so 'n aerial, in Afrikaans, 'n lugdraad hier so van die wiel af op en bo-op hierdie lugdraad is daar so 'n plastiek lemoentjie. Jy kan duidelik sien, hierdie man is nie ernstig besig om te oefen nie. Hy is besig so met sy plesierrit. Vanoggend aan die ontbyttafel waar ek en die kleindogter alleen sit, sy kuier vir 'n week hier by ons. Sy is nog 8 jaar oud, sy verjaar volgende week, dan is sy 9 jaar. So ons kom ons sê nou maar, sy is nou maar 9 jaar. Ek vertel vir haar vir iets wat ek sien op Facebook. Nou dit is oop vir almal. Ek wou net 'n slaggie kyk, hoe lyk dit by 'n sekere kerk wat hulle dienste tentoonstel, hoe dit daar lyk op 'n Sondag. En hier sien jy voetjies wat trippel, daar sien jy mense wat gesigte trek, daar sien jy 'n klomp wat lag, daar lyk dit soos liggaamsoefeninge wat hulle doen. Ek vra vir haar, 9 jaar oud, sy is eintlik nog 8, wat dink jy daarvan, my dogter? Sy sê 2 dinge. Sy sê, jy kan sien hulle het van God 'n speelietjie gemaak. En sy sê tweedens, daar is geen diepte nie. 9-jarige ouwe kind wat dit sê, en ek dink daaraan, die skape kan nie onderskei nie. Maar dit is as wanneer jy in daardie sisteem is, kan jy nie onderskei nie. Jy moet van buite af kyk om dit raak te sien. Geliefdes, ek wil met u praat vandag oor wat ek wil noem kenmerke van die ernstige soeker na God. En die eerste eienskap wat ek wil noem, daar moet Gods vrees, daar moet respek vir God in ons harte wees. Kan ek ook sê, daar moet waaksaamheid, deel daarvan is versigtigheid wees in ons harte as kinders van God. Ek onthou dat Billy Graham het by geleentheid vertel, toe dat hy beginne bekend word, en hy op groot uitnodigings moes preek, het hy in vrees gelewe. Vrees vir die gedagte dat hy God dalk kan onteer in sy optredes. U geweet, dis gevaarlik om 'n Christen te wees, want ek en u het 'n ontsettende verantwoordelikheid. 1 Petrus 1:17 sê, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Vreemdelingskap verwysende, aanhalende uit die wildernis trek, die woestynreis van die Israeliete, en dat ons is eintlik ook so trekkende op pad na ons eindbestemming, die hemelse Kanaan. Die Bybel sê, daar moet heeltyd 'n vrees in ons harte wees. Vrees dat ons dalk God kan onteer in ons optrede. Filippense 2 vers 12 sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, versigtig dat ek dalk kan verkeerd doen, dat ek dalk die Here nie kan behaag nie, en dat mense wat toekyk 'n slegte blik op die Here sal kry deur my swak optrede. Was daar maar groter godsvrees in godsmanne van die verlede, sou hulle nie vergryp het aan sonde nie. Was daar maar in elke gewone kind van die Here godsvrees, dan sou hulle ook nie vergryp het aan sonde nie. Was daar maar godsvrees in Dawid se hart, sou hy nie gesondig het nie. Jy hoor soms wat glip uit kinders van die Here se mond. Hoe stomper die gewete, hoe skerper die tong. En die rede is net, hulle leef nie in Gods vrees nie. Hulle praat net wat voorkom. Tweede eienskap wil ek noem eensaamheid. Afsondering. Daar moet 'n mate van afsondering wees in die kind van die Here se lewe. 2 Timoteus 4:16 sê, almal het my verlaat,
Paulus het daaronder gekreun. Dit was nie lekker nie, maar geliefdes, daar kom 'n dag dat jy moet standpunt inneem. En dit gaan beteken dat almal hulle van jou gaan afskei en dat jy alleen moet staan as gevolg van jou besluit. 2 Timoteus 4 vers 10 sê Paulus, Demas het my verlaat. Dit was nie meer so lekker saam met Paulus gewees nie. Daar was ander dinge, die wêreldse dinge het meer getrek. Wat kan seerder maak, geliefde, as wanneer mense die dag hulle rug op jou draai, mense wat vroeër saam met jou die Here gedien het, soos jy gevoel het, saam met jou gestap het, 'n pad geloop het, so baie saam gebid en geaanbid en saam beplan en drome gedroom het van hoe God moet werk en sal werk, en dan op 'n dag keer hulle jou die rug toe en jy staan soos jou vinger alleen. Dink aan die eensaamheid van Jesus in Getsemane en op Golgotha. Jesaja 63:3 sê, hy moes die wynpers alleen trap. En die kulminasie van eensaamheid van die mensdom, lees ons in Matteus 27 vers 46. My God, waarom het U my verlaat? Jesus in sy alleen uur op die kruishout. Dink aan die eensaamheid van Paulus met sy 3 jaar van afsondering in die woestyn van Arabië, waar hy sy openbaringe van God ontvang het. Johannes op die eiland van Patmos in afsondering, maar hy die groot openbaring van God ontvang het. En geliefdes, in hierdie dae hoor ek Dr. Isaac Burger preek en sê dat jou woestyntydperk is 'n tydperk van afsondering, maar van openbaringe by die Here wat jy andersins nooit sou gekry het nie. Filippus moes sy geseënde herlewing onder die Samaritane in Handelinge 8 verlaat om te vertrek na 'n eensame pad, die pad van Gaza. Om soos Moses 'n ontmoeting met die Here by die doringbos te hê, het dit om 40 jaar van afsondering en eensaamheid gekos as 'n skaapwagter alleen op die pad om die skape op te pas. Dis wonderlik om saam te doen, geliefdes. Dis 'n luksheid deesdae as jy saam met kinders van die Here kan aanbid. Sommige mense kan net dinge doen in massa. Dit is jammer, geliefde. Jy gaan nie baie ver kom nie. Daar's tye dat jy jou sal moet afsonder. Die geheim van gebed is die gebed in die geheim. Daar's tye dat jy alles en almal moet los om een kant te kom en alleen met Jesus te wees. As jy ernstig is oor God en sy openbaringe, en jy graag wil hê God moet tot jou hart spreek, en jy graag wil hê God moet deur jou bedien en deur jou werk. Amen. Derdens, jy dra 'n las in jou hart. Geliefde, ons moet die blydskap van die Here altyd hê. Loof die Here daarvoor. Maar aan die ander kant, maar 'n tweeledigheid in jou hart, moet daar ook wees die las vir die ongeredde wêreld en die massa siele, en dit roer en dit raak jou dat jy eintlik magteloos is en jy nie veel daaraan kan doen nie. Mense wat na jare nie wil beweeg nie, familiebetrekkinge wat na jare nie wil beweeg nie. Ja, ons kan nog steeds iets doen, al sê ek nou ook so, en al klink dit so, ons is magteloos, ons kan bid. O maat, as jy vir 'n man bid, het hy net 2 kanse, naamlik min kanse, geen kans. Prys die naam van Jesus. Daar moet 'n vuur in jou hart wees, en ek praat nie van 'n emosionele opwelling wat vir 'n tydjie hou nie. Ek praat nie van die 1 jaar gras wat magtiglik groei, en dit lyk die hele wêreld is onder hierdie heuphoogte gras, maar net vir 'n jaar, dan is dit weg. Ek praat nie van 'n papiervuurtjie wat jy hier aan die brand steek, en iewes skielik is dit 'n groot vlam, en net so 'n tydjie, dan is hy weer morsdood. Maar ek sê, sal dit nie wonderlik wees, wanneer die vlam van die Heilige Gees in elke kind van God se hart brand, en dit dryf jou met 'n passie vir siele. Dit sal 'n einde bring aan 'n visielose, nuttelose lewe, wat net verbygaan, sonder dat 'n enkele siel gered word vir die Here. 5, maar in jou lewe moet 'n gedissiplineerde lewe wees, beginnende by 'n binnekamer,
waar ek tyd het met God en tyd maak vir die Here se woord, dit te bepeins en tyd maak om te bid doelbewus, benewens dat ek reg deur die dag eintlik opgekoppel is met die Here en altyd deur eintlik in gesprek is met die Here of van die Here praat, moet daar ook definitiewe afgesonderde tyd wees wat ek een kan sit om met die Here te ontmoet. Ons moes jare gelede deur 'n klompie kassette luister toe ons vir 'n sekere sending wou gaan werk. En ek kan onthou dat die syfer wat hulle gegee het van potensiële leraars en mense wat op pad is na die bediening, dat hulle sê net 82% van hierdie kwekelinge het 'n binnekamer lewe. Nou ons veronderstel dat hulle sal nou leer in die bediening dat 'n mens moet afsondering tyd maak met die Here. Maar geliefdes, ek het vir jare saam met ander afgevaardigdes, kerklidmate en daarbey pastore ingesluit in 'n gastehuis of 'n hotelkamer geslaap, want ons moes konferensies en ons moes werkersrade bywoon. En geliefdes, hoor my vandag, en ek wil nie my broeders sleg maak nie, maar dis wat ek ervaar en beleef het. Vroegoggend is ek op soos my gewoonte is, en ek lees Bybel, en ek probeer maar daar bid by my bed. Maar wanneer hulle wakker word hulle wakker met die televisie, hulle word wakker met die koerant. As ek wil Bybel lees, moet ek buitekant in die gang gaan verder staan, so raas dit daar, geen respek vir 'n ander ou wat Bybel lees. Dis reg, as hulle maak soos hulle wil. Ek het ook my styl, ek gaan staan buite in die gang en ek lees Bybel. Maar geliefdes, dis nie 'n goeie teken nie. Dit wys net daar is nie afsondering nie. Dit wys net dat die gebruike is nie goed nie. Wat preek hierdie mense Sondag vir die gemeente? Hulle staan op met die televisie, hulle gaan slaap met die televisie. Die Here behoed die gewone lidmaat wat onder daardie mense se bediening moet sit. Dit was die gebede van die godsmanne van weleer, wat die wêreld geruk en geroer het, meer as enigiets anders wat hulle gedoen het. Bloody Mary, daardie bekende wreedaard van 'n koningin van Engeland, sy het net 'n vinger geklap en dan het jy gesterf. Sy het net 'n vinger gewys en dan was dit verby met jou, maar sy het die gebede en die gebedslewe van John Knox meer gevrees as 'n vyandelike leer. Die voorbeeld van al die voorbeelde is ons Here Jesus Christus se binnekamer lewe. Dit was gedissiplineerd. Markus 1 vers 35 wat sê, en vroeg in die môre, diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Ek lees 'n insiggewende vers en woorde oor een van Jesus se bidplekke, naamlik Getsemane. Johannes 18 vers 2 sê, en Judas het ook die plek geken. Jesus was daar gereeld gewees. En as gevolg van Jesus se gebedslewe het Judas geweet, waar vind jy vir Jesus sekere tyd van die nag? Dis sy gebedsplek. Jy sal hom daar kry, want hy's besig om te bid. Wyle Dr. Andrew Murray en het 'n broer gehad met die naam van John, en hulle het saam in die buiteland studeer en later teruggekom, Suid-Afrika en predikante geword. Hulle was baie lief vir mekaar, maar as gevolg van die bediening en daardie tyd se vervoer, het hulle mekaar bittermin gesien, bittermin met mekaar gepraat, net briefwisseling was moontlik. En toe by geleentheid sou Dominee John Murray van sy dorpies reis na 'n ander dorp, en in die proses sou hy op die stasie oorstaan op die dorp waar Andrew Murray leraar was. Hy skryf toe maande voor die tyd vir Andrew om te vra en vir hom die situasie te verduidelik, dat hy gaan oorstaan in die dorp waar Dr. Andrew Murray leraar is. En hy vra, wat is die moontlikheid dat hulle daardie tyd, daardie uur van die dag mekaar kan sien, mekaar kan ontmoet, hulle mekaar lanklaas gesien en dit sal wonderlik wees om weer mekaar te sien. En die antwoord wat Dr. Andrew Murray terugskryf was min of meer die volgende woorde: John, dit sou wonderlik wees om jou te sien,
maar daardie tyd is my afspraaktyd, is my binnekamertyd met die Here Jesus, en ek kan dit nie verruil vir my afspraaktyd met Jesus nie. Geliefdes, wat sê dit vir my en vir u? Dit spreek ons aan dat ons meer gedissiplineerd moet wees. Ons kan sê, maar mens kan dit mos maar 'n ander tydjie gemaak het. Ja, ek sou dit seker ook 'n ander tydjie gemaak het. Maar kyk net op watter vlak het Dr. Andrew Murray bedien, sy diepte wat hy bereik het, want sy afsonderingstyd was vir hom ontsettend belangrik gewees. Jesus se erediens bywoning, elke Sabbat was hy daar gewees. Nou as hy sê Sabbat, dit was nog onder die ou bedeling gewees, voordat ons so oorgegaan het, na die kruis, na die nuwe bedeling, op die eerste dag van die week. Ons lees van Paulus, Handelinge 17 vers 2, waar die woord van die Here sê, en volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan, dis die Jode, en 3 Sabbatte lank met hulle gespreek uit die skrifte. Sy gewoonte, sy gebruik om op die Sabbat by mekaar kom plek te wees. Elke area van ons lewe moet onder die beheer van die Heilige Gees wees. 1 Korintiërs 9:27, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar aan God, sodat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. My geld moet onder sy beheer wees, my tyd is onder sy beheer, my gedagtes is onder sy beheer. Ek het eenmaal gehoor dat hoogs suksesvolle mense het nie televisiekamers nie. Hulle mors nie hulle tyd om na onbelangrike goed te kyk nie, maar hulle het wel biblioteke, en hulle fors na, en hulle lees dinge wat hulle bou, en hulle aanmoedig, en wat hulle inspireer in die rigting waarin hulle wil gaan. Nou geliefdes, ons het ook 'n biblioteek met 66 boeke wat ons kan bestudeer, en wat ons ook vat in die rigting waarin ons wil gaan. Sestens, vrymoedigheid. Handelinge 4 vers 13 lees soos volg, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Geliefdes, nadat ons met die Heilige Gees vervul is, moet ons vrymoedigheid hê, nie om ander mense seer te maak en ander mense sleg te sê, om elke argument wat daar op die aarde is te voer en te wen nie, maar vrymoedigheid om siele vir die Here te wen, om 'n gesprek aan te knoop met mense en met hulle te praat oor die Here Jesus Christus, die weg tot saligheid en niks anders nie. Handelinge 4 vers 31, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Die gevolge van geesvervulling is om die woord van God met vrymoedigheid te spreek. Sewende, daar moet 'n voortdurende vloei en stroom van die Heilige Gees in die kind van God en die ernstige soeker na God se lewe wees. Ja, daar is van tyd tot tyd tye wat ons vas, tye wat ons die Here soek, tye wat ons met intensiteit bid, en tye wat ons as ware persoonlike herlewing en vernuwing moet ervaar. Maar daar moet 'n konstante, voortdurende stroom van die Heilige Gees in ons lewens wees. Ons kan nie die een dag daar wees, die volgende dag weer daaronder, dan weer daarbo, dan weer daaronder nie. Somer en winter, reën of nie reën nie, niks beïnvloed die konstante stroom van die Heilige Gees in ons lewens nie. Ek kom van so 'n plaas waar die Smitte vanaf 1749 uit daardie een fontein die heerlikste soet water drink, en diegene wat voor hulle daar geboer het, wil ek glo, het moontlik ook van daardie selfde fontein se water gedrink. In die droogte het hy nie teleurgestel nie, hy het altyd gevloei. Geliefdes, so moet ek en u voortdurend 'n konstante stroom voortbring.
waar ek ook al is, moet hulle my kan vra, kom bid gou hier vir hierdie sieke, kom bring vir ons 'n boodskap, preek vir ons 'n woord, onvoorbereid, maar as ek my mond oopmaak, moet die Heilige Gees my in staat stel om dit te kan doen. 'n Voortdurende stroom van die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hier is nou die laaste, en ek wil dit noem 'n gees van optimisme. Romeine 8:31 sê hierdie woorde: as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vers 37, maar in al hierdie dinge, nie buite hierdie dinge nie, binne, in die midde van al hierdie dinge, is ons kinders van die Here, en u wat na my luister as kind van God, sê die Bybel, meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Wow, prys die Here, hy sê in al hierdie omstandighede. Geliefdes, dit is ongelukkig so, dat op die pad van die Here is daar ook baie teëspoede. Op die pad van die Here is daar baie teleurstellings. Dit is so dat dikwels word ons gebede nie verhoor nie. Ek bid dat ek gesond word, maar ek is nog nie gesond nie. En weet jy, dikwels word kinders van die Here sinies en hulle word skepties en hulle geloof is nie altyd daar wat dit moet wees nie. Hulle oorleef dit net. Maar broers en susters, kom, ons skep weer moed vandag en ek wil jou aanmoedig, met God se hulp kan ons. Daniël 12 vers 2 sê, welgeluksalig is hy wat bly verwag, verwag 'n wonderwerk elke dag. Dis 'n ou koortjie wat ons daar by Pinksterpark geleer het. Dit beteken al lyk dinge hoe sleg, ons laat ons nie onderkry nie. Ons moet wees soos 'n kurkprop. Jy kan hom maar hier onder die water hou, hy spring weer uit en hy dryf net altyd bo. Deuteronomium 28 vers 13 sê, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie. Job 29 vers 24 sê, ek het hulle toegelag as hulle moedeloos was, en hulle kon die lig van my gesig nie verdonker nie. Dis wengees. Ek is 'n wenner as ek by die Here bly, sê die ou koortjie. Job 22 vers 29, as die afdraand loop, dan sê jy boontoe, jy spreek oorwinning, jy spreek genesing, jy hou aan om dit te sê, al lyk dit nog nie so, al voel dit nog nie so. En as jy misluk het, begin jy weer. Jy sê, Jesus kan alles doen. En jy sê, ek is 'n wenner as ek by die Here bly. Ek en u mag nie ophou waag in die naam van die Here nie. 'n eenvoudige skoenmakertjie het op 'n bank in Londen gesit en gesê, die wêreld het nog nie gesien wat God kan doen met 'n man wat toegewyd lewe. En daar het opgestaan 'n D.L. Moody, een van die grootste predikers en evangeliste wat die 1800s gesien het. Tienduisende van tienduisende het geluister na sy prediking en hulle het hulle harte vir die Here gegee, want hy het voluit vir God gegaan. En ek daag myself uit saam met u, niks verhinder my en u om ook voluit vir die Here te gaan tot die einde toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil bid, Here, dat ons in ons harte 'n goddelike dors na u sal ontwikkel, gewerk deur die Heilige Gees, en dat elke aspek wat vandag hier genoem is in ons lewens sal begin manifesteer, en Here, dat ons lewende getuies vir u sal wees, en dat mense ook sal kan sien, wees ernstig met God, Here, dat hulle sal sien, ons bedoel dit vir die Here. Ons wil ware volgelinge van die Here Jesus Christus wees. Ons wil mense wees wat nie net praat van hoor sê nie, maar ons lewe vanuit die openbaringe van God vir die Here. O Jesus, kom deur die Heilige Gees en bekragtig ons en vervul ons en raak ons en heilig ons en sonder ons af vir u werk. En stuur ons, Here, vir u werk. As ek dit bid in die naam van Jesus. Amen.
vertrou hom nou volkome, aldag volg ek in sy spoor. Alles offer ek, alles offer ek, alles aan my diebre heiland, alles offer ek, alles offer ek aan Jesus, nederig val ek aan sy voet, hartsplesier verlaat ek alles hier, wil my tog nou ontmoet. Alles offer ek, alles offer ek, alles aan my diebre heiland, alles offer ek, alles offer ek aan Jesus, nou voel ek die heilige vlam, hoe die blydskap van verlossing, Here, Here sy naam. Alles offer ek, alles offer ek, alles aan my diebre heiland, alles offer ek, alles offer ek, o alles offer ek, alles offer ek, alles aan my diebre heiland, alles offer ek. Geliefdes, kom ons gaan oor tot die gebruik van die nagmaal. En ek wil vir ons 'n verse wat hier lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 10, vers 16. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Ook vers 21. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Geliefdes, hier is kosbare waarhede en kom ons raak net so aan elkeen om net 'n gedagte hier in ons gees vas te lê. Die beker van danksegging. Danksegging dat die bloed van Jesus Christus my gewas het, dat Christus bereid was om op die kruis te sterwe en met sy lewe te boet vir my, 'n lewe in my plek. Dis die evangelie. Christus sterf in my plek. Die slagoffers het nou ten einde gekom by die kulminasie, by die grootste slagoffer, die volmaakte offer, Jesus Christus, die lam van God, hoofletters. Danksegging, danksegging, sê die Bybel. Hy sê dit is gemeenskap met die bloed van Christus. Bloed hier beteken lewe. Ek kry deel aan sy dood en sy lewe. Dan sê hy ook die brood wat ons breek. Is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Daardie liggaam van Christus wat gebreek is, verbrysel is, stikkend geslaan is, spykers deur die hande en voete.
Daardie liggaam, die Bybel sê, gemeenskap met dit. Ek kom op dieselfde vlak, ek word een met dit. Dit was so goed soos ek is daar geslag, gekruisig, doodgemaak. My veroordeling het reeds daar plaasgevind. Daarom dat Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is, vir die wat nie na die vlees leef, maar na die gees. En die laaste gedagte, julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Daardeur wil ons vanoggend verklaar, ons wil niks met die duiwel, met die Satan, met demone, met die wêreld wil ons te doen hê nie. Ons wil nie die vlees dien nie. Ons bied weerstand daarteen. Ons sit 'n geveg op teen die sonde. Ons wil aan die tafel van die Here wees en nie gelykertyd aan die tafel van die duiwel wees en sy beker drink nie. Ons loop een pad, die reguit pad, die pad van die Here om God te behaag tot die einde toe. Daar moet 'n duidelike onderskeid wees tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Ons moet nie net soos hulle lyk nie. Ons kan nie deurgaan vir Christene en vir die wat soos die wêreld is nie. Ons is volgelinge van Jesus. Ons loop in die voetspore van Jesus. 'n Goeie toets is, as Jesus dit sou doen, dan kan ek dit ook doen. As Jesus nie daaraan sou deel gehad het nie, het ek ook nie daaraan deel nie. Kom ons bid saam. Vader, nou bid ons dat die seën van die Here sal rus op die bediening van die genadegawes, die breking van die brood en die drink van die vrug van die wynstok. Mag U dit seën aan ons gees, siel en liggaam in Jesus naam. Die brood wat ons breek is gemeensaamheid met ons Here Jesus Christus in sy dood. Kom ons geniet dit saam en ons ervaar 'n goddelike seën op ons lewe. Die Bybel praat van die beker van danksegging. Dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê net dankie vir die bloed van Jesus. Dit reinig van alle sonde. Dit reinig voortdurend. Ek is onder die bloed en die bloed het deel gekry van my. Die redding verlaat my nie sommer nie. Dit is deel van my lewe in sy bloed en deur sy bloed. Kom ons geniet en ons het gemeensaamheid met Jesus. Here onse God, hoe wonderbaar is U. Christus Jesus het sy lewe afgelê, sodat elke denkbare mens potensieel daardeur gered kan word. Here, U het vir almal gesterwe, vir die slegste, vir die hopelooste, vir die mees godsdienstige mense het U gesterf, vir klein, vir groot, vir almal, elke denkbare mens. Maar Here, nou sê Johannes 1 vers 12, net hulle wat dit aangeneem het. Aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word. Here Jesus, dankie vir diegene wat saam met my Christus Jesus aangeneem het. En Here, dat ons 'n offer van lof nou aan die Here kan bring en kan sê, dankie vir Jesus. Dankie Vader vir U Seun. Dankie Heilige Gees vir Christus Jesus wat voor ons oë afgeskilder is as onder ons gekruisig. Wie se liggaam ons nou weer gebreek het in die Gees en wat ons deur hierdie tekens ons eie maak. En by die drink van die vrug van die wynstok, Here, as ware die bloed van Christus weer gedenk en dit geniet en waardeer. Ons loof U Here uit ons hart uit. Goed is die Here vir sy gunsgenote. Genadig is die Here.
groot van barmhartigheid en trou, en ons sê dankie, dankie Here, dankie. Word so verheerlik, hou u kinders, sterk ons Here, help ons om in die gebaande weë van die Here te wandel. Help ons Here dat ons 'n skoon venster op u sal wees, dat niemand sal sukkel om Christus te sien wanneer hulle na ons lewens kyk, na ons woorde luister en na ons optrede. Maak ons opreg, Here, in ons motiewe. Ja, my koning, u moet groot gemaak word, altyd deur ons lewe, as ons dit bid, Vader, in Jesus naam. Amen. En ek spreek oor jou 'n gelowige Shalom, God wat jou vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan.